Welkom by jou nuutste seisonale voorspelling in samewerking met Laveld Agrochem. Ons kyk na hoe lyk die res van die winter. El Niño is hier, moontlik sterk later die jaar en wat gaan sy impak wees op Suid-Afrika? Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Een van die belangrikste klimaatsyne wat ons tans dophou, is hierdie El Niño. Nou, El Niño beteken maar net dat, soos ons hier kan sien, die seevlak temperature is bo gemiddeld in die Stille Oseaan tussen Suid-Amerika en Indonesië. En die jongste voorspelling dui daarop dat swak El Niño toestande waarskynlik vir die res van die winter en lente sal voortduur. Maar internasionale klimaatsmodelle dui ook daaraan dat 'n 63% kans vir 'n sterk of selfs baie sterk El Niño teen laat 2026 en vroeg 2027. Hoewel sterk El Niño gebeurtenisse dikwels met droër toestande oor Suid-Afrika se somerreënvalgebied geassosieer word, wys die geskiedenis dat geen twee El Niños dieselfde is nie. Hier is reënvalafwykingskaarte van die vorige 3 sterk El Niño gebeurtenisse. Let op die oranje wys waar ondergemiddelde reënval voorgekom het, maar ons kan sien daar is ook sommige streke wat naby aan normaal of selfs bo normaal reën ontvang het oor die gebiede in die wit en blou, ten spyte van 'n sterk El Niño. Die belangrikste boodskap is dus dat El Niño nie droogte waarborg nie. So, wat wys die seisonale voorspelling? Wel, agter my kan ons sien die Suid-Afrikaanse weerdiensmodelle dui steeds op 'n natter as normale sein oor die sentrale en die noordooste gedurende laatwinter en vroeë lente, terwyl droër toestande oor die verre weste en die winterreënvalgebiede verwag word. Die Universiteit van Pretoria se modelle stem ook grootliks ooreen met die vooruitsigte vir die res van die winter, veral hier in die weste droër toestande en 'n verhoogde kans van bogemiddelde reënval oor die sentrale binneland. Indien dit sou realiseer, kan dit deels die gevolg wees van nog afsylaag weerstelsels wat buite seisoen reën oor die somerreënvalgebied bring. Maar as ons na die seisonale voorspelling vir lente en vroeë somer kyk, sien ons 'n duidelike verskil in die modelle. Dit beklemtoon 'n belangrike punt. Die atmosfeer het nog nie finaal besluit hoe om op die ontwikkelende El Niño te reageer nie. Een ding waaroor die meeste seisonale voorspellings wel saamstem, is dat van lente af en in somerin kan ons bogemiddelde temperature verwag. Dit verhoog die kans op gereelde en meer intense en langer hittegolwe gedurende die komende somer. Die goeie nuus is ons damme lyk nog gesond en ons het tyd om voor te berei. Hoewel El Niño ons weer kan beïnvloed, bepaal dit nie ons toekoms nie. Soos altyd, ons sal elke ontwikkeling fyn dophou en julle op hoogte hou met die nuutste voorspellings.